Ons is nou vandag, staan ons stil, ons het vandag dan nou gekom, by die 4de preek van ons reeksprediking uit die Efesiërbrief. Nou, ons lees uit Efesiërs 2, vers 11 tot 23, net terwille van die verband met die voorafgaande 10 verse, dis maar net 'n gedeelte wat 'n vervolg is. Jy sal onthou, ons het verlede week oor die opstandingskrag gepraat, wat ook die krag is wat in ons werk. Dooie mense wat lewend gemaak word. En nou besin Efesiërs 2 vers 1 tot 10. Hierdie ongelooflike wonderwerk van wat hierdie opstandingskrag doen. En dan van vers 11 af kom ons nou ook by die, wat sal ons dit noem? Grove skuurpapier wat oor 'n gladde velletjie getrek word, waar God ook vir ons sê, maar jy het nou 'n nuwe identiteitsdokument gekry, maar wat maak jy met hierdie identiteitsdokument? Wat maak jy as God in een kerk wyd uiteenlopende persoonlikhede en mense saambring, en daardie gevaar bestaan dat ons geestelik hoogmoedig, kom ons noem dit geestelik snobisties kan word. Kom ons lees dan van vers 11 af. Hou dan in gedagte, nou in die oorspronklike, begin dit nou met die 3 kolletjies, die dus soos in 'n wiskundesom, né? Dus, hou dan in gedagte wat julle vroeër was. Van geboorte was julle heidene, en julle is onbesnedenis genoem, deur die wat hulle self die besnedenis noem. Al is die besnydenis net mensewerk aan die liggaam. In die tyd was julle sonder Christus, uitgesluit uit die burgerskap van Israel, ver van God af, sonder deel aan die verbonde en die beloftes wat daarmee saamhang, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou is julle een met Christus Jesus. Julle wat vroeër ver van God gelewe het nou naby gekom deur die bloed van Christus. Christus is ons vrede. Hy wat die 2 Jode en nie Jode een gemaak het. Deur sy liggaam te gee, het hy die vyandskap afgebreek, wat vroeër soos 'n muur skeiding gemaak het. Die wet van Moses met al sy gebooie en bepalings het hy opgehef, en deur vrede te maak, het hy in homself die 2 Jode en nie Jode tot een mensheid verenig. Jy sien wat menslik gesproke onmoontlik is, doen Christus deur vrede vir ons te bewerk. Deur sy dood aan die kruis het hy 'n einde gemaak aan die vyandskap en die 2 met God versoen en tot in een liggaam verenig. Toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring, nee, die 3de keer, en nou die 4de keer vrede vir julle wat ver was, 5de keer vrede ook vir die wat naby was. Deur hom het ons almal Jode en nie Jode deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. Julle is dus nie meer ver van God af nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, 'n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel. Ons sou dit ook kon vertaal met 'n kathedraal vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Ons wil veral deur vers 17 tot 19 na
die hele perikoop, die hele gedagte-eenheid kyk, toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir julle wat ver van God was, vrede ook vir die wat naby was. Deur hom het ons almal, Jode en nie Jode, deur die een Gees vrye toegang tot die Vader. En nou weer 'n gevolgtrekking. Julle is dus nie meer ver van God af nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Geliefde broeder en suster, jou huis is meer as die gebou, meer as die dak, meer as die struktuur waarin jy woon. In jou huis voel jy deel van dit wat daar gebeur. In my huis het ek 'n tuiste. En waar gesinne saam woon. 'n Tuiste waar man en vrou, kinders by hulle ouers, kinders onderling ook kan voel. Maar hier behoort ek. Na 'n moeilike dag kan ek net tuis kom en spreekwoordelik die skoene uitskop. En met die eerste kyk bemerk my familie, maar dit was nie 'n wonderlike dag vir jou gewees. Maar mense wat bereid is om te luister. Mense wat my help om ook weer die batterye te herlaai. Nuwe krag. Ek kyk weer met nuwe oë na dieselfde uitdagings wat môreoggend weer op my wag. En nou het ek die voorreg vanoggend, broeder en suster, en 'n voorreg is dit inderdaad, om aan u te mag verkondig, dat ons Here hier aan ons bekend maak, dat sy kerk ons huis is. Sy kerk is veronderstel om my tuiste te wees. En weer eens, baie meer as net hierdie mure en hierdie dak. Ons, wat aan die Here behoort, wat aan mekaar die geleentheid gee, om te kan tuiskom. Verskriklik is dit nie, om te kan dink, dat hierdie onkruid van hoogmoed en geestelike snobisme ook in plaaslike gemeentes stadig maar seker kan inkruip. En nou natuurlik, broeder en suster, soos ek in die week by die preek maak ook 'n eerste reaksie gehad het van ek, 'n hoogmoedige, ek 'n geestelike snobis, tog nie ek nie. Is dit moontlik ook vanoggend u eerste reaksie om te sê, definitief nie ek. Maar kom ons dink verder, broeder en suster. Kom ons dink weier hieroor na. Hoogmoed is iets waarvan ek meermale nie bewus is. So stof wat by 'n venster of 'n deur inkom, eerste 'n dun laagie stof,
later so 'n vetterige laag van stof. En hoe dat daardie stof die glans en die mooi van hierdie huis later wegneem, kom hierdie gedeelte en sê, laat ons dan nou geestelik gesproke ook afstof in ons lewens. En wie weet, dan is daar so 'n laagie van hoogmoed en snoebisme in my lewe. Verskriklik om te dink, broeder en suster, dat juis hierdie hoogmoed en snoebisme meermale aan gelowiges hierdie ontnugterende gevoel gee van ek wil nie meer 'n tuiste hê in hierdie huis waar ek my bevind. Want hierdie skêr van mense wat neerkyk op my, omdat hulle of meer weet, of meer het, of omdat hulle van mening is, dat hulle daarom deur die lewe ook so 'n trappie of 2 uitgestyg het, en eintlik 'n A+ gelowige en lidmaat is. Hoe daardie skêr ook hierdie liefdesband begin stikkend sny. Ek gaan liewer en gaan soek elders 'n ander tuis. En nou broer en suster, waar ons nou by die 4de preek in ons reeks prediking uitgekom het, is dit amper asof hierdie gedeelte vir ons sê, kom ons gaan dink mooi na. En nou het ons 'n skyfie, as dit moontlik is, wat vir u wys hoe ernstig hierdie reeks prediking is. Die boek Efesiërs, broeder en suster, sou ons net so wel kon beskryf as 'n liturgiese handboek, 'n boek of 'n brief wat eintlik die orde van die erediens van die lewe hanteer. In ons eerste preek het ons stil gestaan by die lofpryse. Die lofpryse. God wat van ewigheid af, God die Enig, 'n plan met sy kerk en 'n doel met sy kerk het gegee wat die uitverkies het. Ons blaai aan asseblief. En dan in Efesiërs 1 vers 15 tot 23, hoe lofprysing oorgaan in aanbidding, in gebed. En hoe dat die apostel Paulus bid vir geestelike insig en krag, opstandingskrag in die gemeente. Dan geloofsbelijdenis. Dis eintlik wat ons in die geleesde gedeelte vandag het. 'n bepaalde geloofsbelijdenis wat sê, of ek dit wil weet of nie, ons is een in Christus Jesus, ons Here. En dan in Efesiërs 3 weer die lofverheffing. 'n lofverheffing wat sê, kom ons kyk by die aardse dinge verby en ons bring aan God die lof. En ons bid al lofprysende tot hierdie God, dat ook hierdie liefde as 'n volmaakte bind want ons sal saam bind. En dan weer aan die einde, kyk nou hoe konkreet word dit, Efesiërs 4 tot 6, waar vermaanings gerig word. En daar het ons te maak met wat gebeur as ons in die alledaagse lewe uitgaan. Baie dankie vir die aanblaai en vir die skuifies. Broeder en suster, ek dink dit gee in 'n neutedop weer waarvandaan ons kom en waarheen ons op pad is. Maar neem in ag dat as ons hierdie mooi dinge sê dat die Efesiërbrief eintlik 'n brief is wat die liturgie van die lewe vir ons daarstel, dan vra dit dat ons ook weer by selfondersoek vir onsself gaan uitmaak. Is ek geestelik hoogmoedig? Neig ek tot geestelike snoebisme? Ja, ek wat so maklik sê, maar ek is nie hoogmoedig nie, ek probeer net die waarheid praat, en omdat die waarheid vir my so belangrik is, daarom sit ek my voet hieroor neer, en wanneer iemand minder as ek weet, dan moet hulle maar vinnig op dieselfde bladsy kom as wat ek is. Ek kom agter. Ek
Kom ons noem dit die ekkigheid in die kerk, wat neig om liefdesbande net so stukkend te sny. Kom ons trek die gordyn oop, waardeur ons gaan inkyk na hierdie gedeelte. En dit het u nou daar ook op die skerm, omdat ons deur die Gees vrye toegang tot God het. Ons sal in die prediking terugkom na dit. Word ons gedring of geroep om te besef dat ek nie ver van God af is nie, maar naby hom is. Nou, die twee kante van die saak, dink ek, spreek redelik duidelik uit die tema formulering. Aan die een kant wil ons besin oor wat beteken hierdie groot wonder van ek het vrye toegang tot God. En as ek dan hierdie vrye toegang het met 'n oop deur tot God, wat beteken dit? Wat beteken dit vir my? Dat God my naby aan hom gebring het. Dis die twee kante. Nou broeder en suster, verlede week het ons dit so vinnig aangeraak. Die gemeente van Efese het gemeet aan mense wat buite hulle geleef het, eintlik 'n mooi reputasie gehad. In die gemeente was daar 'n muurnes van bedrywighede. In vandag se idioom sou ons kon sê, dit het gewemel van Bybelstudiegroepe, dit het gewemel van kommissies, dit het gewemel van allerlei uitreikprojekte en dit het gewemel van dit. Met ander woorde, dit was nie 'n geval van dat hierdie gelowiges nie ywerig was wanneer dit gekom het by kerksaak. Maar ongelukkig, hier agter die glans van hierdie mooi praktyke en aktiwiteite, hier onder die vernislaagie, waarmee ons as mense baie goed is om 'n vernislaagie voor te hou, was alles nie pluis nie. Daar was iets wat begin krap en, kom ons noem dit, vreet het aan dit wat hierdie gemeente saamgevoeg het. Nou binne hierdie gemeente van Efese was daar Grieksprekende lidmate en daar was Joods, Hebreeus sprekende lidmate. Twee wyd uiteenlopende groepe mense. Mense wil amper sê, wyd uiteenlopende mense met persoonlikhede en agtergronde in dieselfde kerkbanke van die gemeente van Efese. En tipies mense, broeder en suster, het daardie etikette wat hulle vir mekaar graag om die nek gehang het, nie uitgebly. Die Grieksprekende Jode, wat hulle taal ook as die taal gesien het, as een van die wêreldtale in daardie tyd, het die Jode en almal wat nie Grieksprekend was nie, en dis waar ons woord barbaar vandaan kom, as barbaroi of as ethne bestem. Met ander woorde, dis eintlik, en verskoon nou die krom en die skeef en die Engels, dit was mense wat in hulle oë eintlik maar erg kommen was. So hulle het neergesien op hierdie Joodsprekende, hierdie Hebreeus sprekende gelowiges. Maar nou was daar die Joodse gelowiges nie te verontskuldig gewees nie. Want hulle het ook van hulle kant af etikette wat eintlik nog dieper gesny het, hier om die nekke en die lewens van hierdie Grieksprekende gelowiges kom hang. Hulle het gesê, julle is die gooium, julle is die onbesnedenis. Julle was eintlik hierdie mense wat daar ver hoor. Want so het dit gebeur. Wanneer hulle hier by die tempel aangekom het, kon hierdie Grieksprekende gelowiges hoogstens in iets van 'n portaal gekom het, volgens die gebruike van daardie tyd waar die vroue en die kinders teenwoordig was. Verder na daardie tempelkompleks kon hulle nie gaan nie. Nie sonder dat jy groot moeilikheid te wagte sou gewees het. Ek kom agter wat gebeur.
Aanvanklik net hierdie etikette. Maar later word dit hierdie vingertjie wat eintlik hier in die wond van mense kon druk. Jy is 'n onbeskaafde, jy is 'n onbesnedene, jy is 'n onrein mens. Maar die ironie, al hierdie mense deel van dieselfde gemeente. Al daardie pragtige projekte, maar hier in die agterkant van daardie projekte, daardie vinger wat as ware in die oog en in die seerplekke gedruk word. Maar wag, broeder en suster, voordat ons nou kan sê, hoe kan dit in 'n Christelike kerk gebeur? Kom ons kom net vir 'n oomblik nader aan onsself. Kom ons dink aan ons kerkverband. Kom ons dink aan Afrikaans sprekende kerke, Engels sprekende kerke, noem die kerk. En baie gou, by 'n nadere inkyk na daardie praktyke in 'n bepaalde kerkverband, wat hom ook breek in plaaslike gemeentes. Kom ons agter dat ons meesterlik is met hierdie etikette wat ons so graag om iemand se nek hang. Want as ek 'n etiket om iemand se nek gehang het, dan voel ek het 'n beheer oor daardie persoon, so amper asof die persone aan 'n leiband kan rondlei. Wat hoor ons? Wat hoor ons in ons tyd? Van hoe gelowiges, van ander gelowiges praat, maar jy is 'n liberale of jy is 'n verkrampte. Jy is 'n oopkop en jy is 'n konservatiewe. En ons hou aan om mekaar net wanneer ons opkom hiermee neer te vel. En omdat jy hierdie oortuiging het en ek hierdie oortuiging het, maak dit dat ek op grond van dit wat ek dink die waarheid is, begin neerkyk so amper vanuit 'n bomwerper, vanuit hierdie straler en sê, die oomblik wanneer jy iets waag of iets sê, dan kom ek vir jou. Jy kom agter, broeder en suster, dat hierdie bedoeling van Efesiërs 2 eintlik baie nader aan onsself kom. Dit kom selfs so naby aan ons dat ons binne in 'n plaaslike gemeente ook al bedoel ons dit nie so nie. Later daardie indruk skep, maar omdat ek nou al vir jare met die dinge saamkom, is ek daarom so 'n tree belangriker. My woord moet dan werklik so 'n bietjie gesag dra. Hierdie persoon wat nou nuut is of jonk is, daardie persoon se siening kan eintlik nie so belangrik wees soos my siening. En nou ken u ons gebruike, hè? Hoe maklik ons dan spring na sekere tekste. Hoe ons spring na die kerkorde waarvoor ons baie lief is. Spring na allerlei dinge net om te sê, maar dan oorweldig ek jou met my kennis. Ek oorweldig jou met al hierdie dinge wat ek oor jare bymekaar gemaak het. Sien u hoekom ons nie maar net hierby moet verbyskuur? En hiermee begin die apostel Paulus hier uit die gevangenis. Hy begin met 'n gevolgtrekking. Hy sê, indien daardie woorde van Efesiërs 2 vers 1 tot 10 die waarheid is, soos wat dit is, want dis die evangelie, dis die blye boodskap, dan moet daar 'n bepaalde bewuswording intree. Hy sê dus moet julle in 'n rigting tot hierdie Grieks sprekende gelowiges, tot daardie lidmate, moet jy besef dat julle voorheen, met ander woorde voor Christus, vreemdelinge en bywoners was. En hoor nou, julle was sonder Christus. En wanneer julle dan ook wou naderkom aan hierdie gemeenskap van gelowiges, is julle daar buite gehou. Sonder voorreg, sonder enige reg. Verskriklik, nee, broeder en suster. Dat mense, ook as 'n gemeente, iemand anders nie gun om in Christus te wees.
En ons noem onsself die kerk van ons Here Jesus Christus. Maar nou, die aangrypende, soos 'n weerligstraal. Soos 'n weerligstraal kom hierdie gedeelte en sê, maar nou. In die Grieks spreek dit so maklik uit, noenie den. Maar nou het daar iets gebeur. Julle wat so maklik na ander mense wys, sê die apostel Paulus en sê, dis rof. Maar vergeet hoe rof dit hier binne julle eie liefdesgemeenskap gaan. Maar nou moet jy besef, het daar in Christus iets gebeur, wat daardie vyandskap en daardie muur van partyskappe en allerlei neerkyk en afbreek van mekaar tot niet gemaak. Hierdie muur wat krom en skeef was, jaar na jaar, is as ware omgestoot deur wat en deur wie? Deur die bloed van ons Here Jesus Christus. Die bloed van ons Here Jesus Christus. Sy offer op Golgotha, sy opstanding, kom as die kragtigste meganisme, die kragtigste werking ooit, en hy stoot hierdie mure plat. Mense sou kon sê, ja, gegee dit wat Jesus Christus kom doen het genade die groot gelykmaker tussen mense geword. Genade het die gelykmaker geword. Uit genade is ek deel gemaak van die kerk, die huis van ons Here Jesus Christus. So ook die persoon langs my en ander persone wat nog nie by hierdie tuiste gevoeg is nie. Broeders en susters, ongelooflik. Ongelooflik dat die apostel Paulus baie konkreet word. Dis so amper asof hy dan begryp en hy lees eintlik hierdie gelowiges wat hy ook van geweet het. En hy sê, ek weet julle gaan vra, maar hoe dit gebeur? Want hoe kan bloed 'n muur platstoot? Hoe kan bloed hierdie uitwerking hê? Hoe kan die offer van ons Here Jesus Christus wat sê, my God, waarom het U my verlaat? Hoe kan dit dan hierdie aantrekkingskrag, hierdie magnetisme tussen mense word? 5 keer die woordjie vrede. Vrede. En hierdie woord vrede, weet ons, is nie maar net die afwesigheid van vyandskap. Daar bestaan nie vrede in enige verhouding, in enige gemeente, bloot as daar nie vyandskap is nie. Hierdie woord vrede beteken 'n nuwe verhouding het in Christus ontstaan. Ek staan nou in 'n nuwe verhouding tot God die Vader, waar ek met hom versoen is. Die vyandskap vanweë die sonde is weggeneem. Dis soos onkruid uit ons lewens uitgeruk. En nou daar 'n versoende verhouding met die Here ontstaan. Maar, broeder en suster, as ek 'n nuwe verhouding met God het, en ons erken hom as God die Vader, dan beteken dit dat daar ook 'n nuwe verhouding op hierdie horisontale vlak tussen mense, huisgenote, boeties en sissies in die geloof moet wees. En of ons dit nou wil weet of nie wil weet nie, broeder en suster. Die wêreld, die samelewing daar buite, lees koerante. Hulle is op hoogte met dit wat in die kerk gebeur. Waar gelowiges van dieselfde kerkverband mekaar mee doonloos afkraak. Baie keer en meermale
oor, maar dit moes nog by gewees het, maar dit moes nog 'n kommapunt gehad het, en hier moes eerder 'n deelteken gewees het. En dan hoor hulle hoe dat gelowiges onderling mekaar eintlik hier met die neuse in die grond indruk en dit nog vryf oop. En dan gebeur dit dat die wêreld daar buite van die kerk sê, maar wil ek dan deel wees van so 'n tuiste? Wil ek deel wees van so 'n huis? Nie vir my nie. En nou, broeder en suster, spreek die gedeelte tot ons en sê, besef, dat waar daar vrede is ek nie meer 'n vreemdeling nie. Ek is 'n medeburger, hoor nou die uitdrukking, 'n medeburger, nie die enigste nie, 'n medeburger van God se ryk, 'n medeburger van sy huis, 'n medeburger van sy tuiste wat hy vir my hier op aarde daar gestel het. Besef ek dit? Gun ek ander ook hierdie sekerheid? Of het ek ook maar sekere voorbehoude? Nou broeder en suster, sou daar voorbehoude aan my kant wees, dan word dit eintlik net hier tot 'n halt gebring. Wanneer die apostel Paulus sê, maar omdat daar vrede is, hoor net daardie aanswellende toren, 5 maal vrede, het ons nou die sekerheid dat ons deur die Heilige Gees vrye toegang tot God die Vader het. Nou, in daardie tyd kon geen inwoner van 'n stad, geen burger net by die koning instap en sê ek wil met die koning 'n woord voer nie. Jy het 'n amptenaar nodig gehad wat jou by die hand geneem het, die koning gevra het of hierdie persoon mag inkom en dan wat die doel van daardie besoek is, en dan kon daardie inwoner met die koning hierdie boodskap deel. En nou kom die apostel Paulus en sê, ons het nie meer 'n Petrus of 'n Paulus of 'n predikant of 'n ouderling of 'n diaken nodig om by die Here vir ons te gaan intree nie. Hulle bedien ons, ja. Maar ek het vrye toegang. Ek kan deur die gebed, deur die erediens, deur my lewe op 'n direkte wyse na God toe gaan en hy's daar vir my op 'n 24 uur basis elke dag. Vrye toegang. Nou as daardie deure oop is na God se troon, broer en suster, dan maak dit 'n klomp dinge in ons lewens ook oop. Druk dit etikette. Neerkyk op ander. Druk dit een kant op. En kyk wat doen die gedeelte. Die gedeelte sê, soos wat ek 'n plek het in God se huis, is dit ook 'n onthulling van hierdie meesterstuk, van hierdie skildery, amper so 'n kunstenaar wat hierdie wonderlike kunswerk het toegegooi onder 'n doek en dan met 'n aankondiging die doek afhaal. En daardie skildery staan in al die pragt daar. En nou sê Paulus, kyk na die kunswerk van die kerk. Kyk na die kunswerk van opstandingskrag. Kyk na hierdie kaleidoskoop, as ons dit so kan uitdruk. 'n Kaleidoskoop met verskillende kante en verskillende hoeke. Jy kan hom draai soos jy wil. En elke keer kom daar 'n ander dimensie van dieselfde kaleidoskoop na vore. Hoor net, wat word daar gesê? Die ou identiteitsdokument is weggeneem. Jy's nie meer 'n vreemdeling nie. Jy het 'n kraakvars nuwe identiteitsdokument. Jy is nou naby aan God, jy's 'n medeburger, jy's deel van sy huisgesin. En dan kan ons hierdie kaleidoskoop noem aan die hand van 'n akroniem, huis. Eerste letter van 4 woorde. Wat sê, kyk net. Jy hoort
in God se huisgesin. In die tweede plek, jy is 'n uitverkore medeburger. Nie maar net hier van die straat af bloot net gegryp uit jammerte uit, maar op grond van onbeskryflike groot liefde en genade het God van ewigheid af bepaal dat jy deel sal wees van hierdie gesin. In die derde plek, ek is ingebou in God se huis, ingebou in God se tempel. Nie maar net as 'n dooie steen nie, maar as 'n lewende steen, nadat hy my lewend gemaak het deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ek is ingebou. Ek is daar waar ek hoort. Ek het 'n plek. En kyk nou, ek is sy woonplek. Deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Nou draai daar die kaleidoskoop, broeder en susters. En dan besef ons ewe skielik, maar as die Here sê, ek is 'n mede-huisgenoot, 'n mede-burger, dan spreek dit van self dat daar tussen hierdie burgers, hierdie huisgenote, mos nie 'n belangrikste en 'n minder belangrike een is nie. Dan behels dit mos ook dat dit nie my werk is. Dit nie my werk is om uit die hoogte uit neer te kyk op ander. Dis my taak om te besef dat as ons in dieselfde huis tuis is, het ek ouer en jonger broers en susters. En soos in enige huisgesin, is daar ook verskille. Maar nooit kan daardie verskil 'n geskil word. Nooit kan daardie verskil 'n geskil word. Want dan knip ons hierdie kunswerk van God stukke. En as ek dan nou sê, God het my kom inbou as 'n lewende steen, is daardie hoeksteen waarop ons gebou, wat alles bymekaar hou. Niemand anders as ons Here Jesus Christus. U sien, nou nie meer ek en my kennis en my dink van myself en daardie groepie wat dink en voel soos ek. Maar wat sê Christus? Wat sê die koning van die kerk? U verstaan hoekom ons die skyfie net nou gewys het van 'n liturgie vir die erediens van elke dag. Nou broeder en suster, daardie kaleidoskoop, kom ons sê, die Here bly by my. My lewe is 'n woonplek. God die Heilige Gees wat ook in die gereformeerde kerk vereniging woon. En wanneer hy dan hier woon, met die belofte dat hy nooit sal weggaan, dan beteken dit sekerlik dat ons ook mekaar sal oppas, is dit nie? Daardie neiging van, ek het nou al geweet, daar is 'n rookie en iemand anders hier. Hoe kan ek die rookie waarvan ek praat sien? En ek het niks te doen. Hoe kan ek 'n broer en 'n suster maar spreekwoordelik aan hulle eie lot oorlaat? En wie is ek van dieselfde huisgesin wat hierdie kaleidoskoop in ons lewens moet openbaar? Wie is ek om uit die hoogte uit 'n broer en 'n suster te kom afbreek, meedoenloos? Broeder en suster, 'n gedeelte wat toe nie as 'n beklei gedeelte of as 'n beklei preek na ons toe kom, maar as 'n eerlike in die oog kyk, op die man, op die vrou af in die oë kyk en sê,
Met watter praktyke hou ek myself besig? As God van my 'n kunswerk gemaak het, wat doen ons met hierdie kunswerk? Bekrap ons dit? En dan begin dit hier binne. Hier binne. Want ander mense sien raak, soos ons net nou gesê het. En wonder hulle maar, wat is julle geheim? Hoekom is julle as 'n gemeente in vrede en liefde saam verbind, waar daar soveel uiteenlopende dinge is? Dis hoe dit moet wees. Maar die ander kant is ook waar. Wanneer ons byt aan mekaar, wanneer ons gaffel in ander se lewens, kan ons nie verwag dat hulle moet sê, ons wil hier wees nie. Want hulle sien nie daardie lewenswyse van ons Here Jesus Christus raak. Daarom, broeder en suster, kyk weer na jou identiteitsdokument. Wanneer jy jou geestelike identiteitsdokument oopmaak, staan daar groot oor alles geskrywe: genade en genade alleen. Jy is wat jy is. Jy het tot hier gekom op grond van onbeskryflike genade. So ook daardie ander rondom. En blaai ons net so 'n entjie verder in die identiteitsdokument. Staan daar adres. God se woonplek. God se huis. Dan met hierdie identiteitsdokument besef ek het 'n plek. 'n Baie besondere plek. Sal ek durf om ander nie hulle plek te gun? Dit, broeder en suster, is Efesiërs 2 vers 11 tot 23. Jy het 'n plek. Ander het uit genade ook 'n plek. Ons staan op dieselfde hoogte. Ons kyk met die sagte oë van liefde, genade en vrede na mekaar. Sonder om dit wat krom en skeef is te ignoreer. Voel u en ek tuis. Amen.